Ons maak ons Bybels oop by Johannes, hoofstuk 16. Hierdie week het ons bestudeer Johannes 14, waar Jesus begin praat het met sy disippels in die bovenvertrek. 'n Laaste onderwysing staan dit as bekend. En hierdie laaste onderwysing was 'n belangrike onderwysing, want dit sou binne 'n paar uur vir hulle baie vinnig verander. Omstandighede sou baie verander, en hoe sou hulle verstaan wat dit beteken? Die woorde wat Jesus in die 16de hoofstuk met hulle praat, is in 2 dele verdeel. Die gedeeltes vanaf vers 5 tot en met 15, handel oor die gawe van die Gees wat sou kom. En dan die tweede deel, verse 16 tot 33, handel oor Christus wat homself as gawe gee. Ons gaan vanaand na een van hierdie aspekte van die gawe van Christus kyk, die gawe van Jesus, die Christus. Ons lees saam vanaf vers 16. 'n Klein tydjie, en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien. Omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, wat is dit wat hy vir ons sê? 'n Klein tydjie, en julle sien my nie. En weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien. En ek gaan na die Vader. En hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê, 'n klein tydjie? Ons weet nie wat hy sê nie. En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra, en hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor dat ek gesê het, 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien. Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vrou met droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. En wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. En daardie dag sal julle in my naam bid, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disippels sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Jesus antwoord hulle, glo julle nou? Kyk, die uur kom en het nou gekom, dat julle uitmekaar gejaag sal word. Elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ons herhaal vers 23 en 24. En in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Jesus se laaste woorde, letterlik die laaste woorde. Voordat hy oorgaan, en hier word van ons aangedui in hoofstuk 17,
'n hoëpriesterlike gebed. Dan bid Jesus self en gaan oor na die laaste gebeure wanneer hulle die bovertrek verlaat en dan kom hulle by die plek van Getsemane. Wanneer Jesus in een van sy laaste opmerkings noem, wat julle in my naam vra, dui op gebedsaksie. En wat is gebed? Wanneer ek 'n katekisant vra, wat is gebed? Kry ek baie keer die antwoord om met God te praat, en dis die antwoord wat reg is. Om met God in kommunikasie te wees. Daar's egter 'n dieper saak daaroor. Om net met die Here te praat, dui nie noodwendig op 'n verhouding nie. Afhanklikheid word bevestig deur gebed. Ons kyk na gebed as, hoekom sal ek met God wil praat? Ek praat met vriende, ek praat met kennisse, en waar ek loop, praat ek met mense, want mense is gemaak om te kommunikeer. Daar's een aspek wat ons van alles in die natuur skei, en dit is die vermoë om in verhouding tot God te kan staan. Dit sien ons wanneer daar vir ons in Genesis 1 vers 26 geleer word, daar staan geskrywe, laat ons mense maak na ons beeld. Laat ons mense maak na ons beeld. En hierdie skepping van die mens, wat die drie-enige God bewerk, dat die mens 'n besonderse wese sal wees, wat met God in verhouding sal wees. In die tuin sien ons, hy wandel saam met hulle. Hy kommunikeer met hulle. Hulle kommunikeer met hom. Hulle leef dus in verhouding. Dis 'n gemeenskap met die Here. Dis 'n verhouding wat sigbaar is. Die konteks van die disippels in hierdie laaste paar verse is hulle hierdie tydperk omtrent aan die einde van hulle 3 jaar bereik, wat Jesus by die laaste Paasfees nou byeen is. 3 Paasfeeste het gekom, en hierdie is die 3de een. En hierdie is die laaste Paasfees, wat Jesus nou sal meemaak, maar hierdie keer sal hy nie net die Pasga saam met hulle eet nie. Hierdie keer sal hy die Pasga word. Hierdie keer sal hy die een wees, wat vervulling bereik in sy hoëpriesterskap, en dit wat moet gebeur op hierdie Paasfees, dit sal nou gebeur. Maar sy disippels is nog nie seker wat gaan kom nie. Daarom sê hy vir hulle, in daardie dag, want hy praat met hulle oor weggaan, en dan kom hy weer na 'n tydjie terug. Kommentatore praat oor hierdie eerste paar verse, en sê dat die weggaan kan wees, hy gaan nou gevange geneem word, dan gaan hy verhoor word, dan gaan hy gekruisig word, dan gaan hy in die graf geplaas word. En dan is dit 'n kort tydjie, dan sal hy opstaan en aan hulle verskyn. 'n Klein tydjie. Dan sal julle my weer sien. Dan sal ander, julle sal nog hartseer wees, dan sal julle bly word. Dis die verklaring daarvan. Ander kommentatore sien dit as 'n veel langer proses, wat ook die kerk van vandag insluit. Dat hy weggaan, soos met sy hemelvaart weg, en dat hy weer op die wolke sal kom. En dan kom die konteks van dit wat ons vanaand na kyk nogal nader, want dit is waar ons leef. Ons leef in die tyd, wanneer ons nodig het om te weet, is Immanuel, God met ons, werklik God met ons? Beleef ons sy nabyheid as 'n werklike nabyheid? En hoe raak dit ons gebedslewe? Want die Heilige Gees kom werk direk in op ons geloofslewe, wat lofprysing en Godverheerliking aanbetref, 'n besef van ons sonde skuld, soos ons vroeër in die tekste ook gesien het. Hy leer ons om te onderhou wat hy ons geleer het. Ons word herinner daaraan dat die woord van God telke male vir ons herhaal word, en ons leer God se wil ken.
Soos dit met ons gebeur deur die verloop van tyd, word ons verhouding met die Here God Almagtig sterker. Maar waar pas gebed in? In die Afrikaner kultuur, in die Afrikaanse taal, het ons die uitdrukking noodleer bid. En as iemand vir ons daardie kort uitdrukking verklaar, dan sê dit, as iemand in die moeilikheid is, dan weet hulle wat om te doen. Hulle moet iemand vra. As 'n kind groot word, is die vraag maklik, mamma, help. As die krisis baie groter is, papa, help. Maar gewoonlik is dit by mamma. Mamma is die versorger, die een wat jou vashou, jou drukkie gee, as jy alleen is en benoud voel. Beskerming moet by die vader wees. Maar in die huisgesin konteks is dit papa, mamma, help. Ek sukkel, ek kry swaar, ek het seer. En ek vra die een wat die naaste is. Dan word ek bietjie ouer en dit gaan met my, maar soos dit gaan met almal gaan. Ons weet wie kan ons vra as ons in die moeilikheid is. Party mense het sekere nommers op hulle telefone en daardie nommers kan jy enige tyd bel. Daardie mense kan jy enige tyd vra, help. Waar is jy? Ek kom dadelik. En dan is daar omstandighede waar jy niemand kan bel nie. Jy kan probeer. Maar dit wat jy moet keer, of die situasie waarin jy jouself bevind, is nie 'n oproep ver tipe ding nie. Dalk is daar nie opvangs nie. Dalk is jy gestrand soos die man wat berg geklim het en geweet het, hier is niemand wat my gaan hoor nie. En het in die moeilikheid geraak. Wie kan hy vra? Hy leef Psalm 121. Ek staan en kyk na die berg. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek kan net een vra. Ek kan net een vra. Al kom ek nooit in 'n kerk nie. Al kom ek nooit in sy teenwoordigheid op 'n Sondag nie. Want dit gebeur met sommige mense. Hulle is nêrens sigbaar in hierdie wêreld, waar gelowiges bymekaar kom nie. Maar as hulle in die moeilikheid is, weet hulle tot wie moet hulle bid. Waarom is dit so? Waarom is dit so, dat ons weet met wie ons moet praat? Genesis 1 vers 26. Ons is na die beeld van God geskape. Ons is in sy heerlikheid geskape. Ons is in sy heiligheid geskape. Ons het ware geregtigheid en heiligheid soos die belydenisse skrifte dit vir ons leer. Met ander woorde, ons is gemaak met 'n verhoudingskarakter. Ons moet God ken. Ons het hom geken van die begin af. Die sondeval het meegebring dat ons karakter in verhouding erg verswak het. Maar wanneer die krisis kom, is ons eerste verstaan, ons het 'n groter hand nodig as ons eie. Dan is gebed ons natuurlike saak. Dit gee ons die rede hoekom ons bid. Hoekom bid ons soos ons bid? Hoekom bid ons soos ons bid? Ons bid soos ons bid, want die Here Jesus het ons 'n gebed geleer. Hy het ons geleer om te bid, ons Vader wat in die hemel is. 'n aanhef wat aandui iemand is bo en iemand is onder. Iemand is verhewe en iemand is op die aarde. Iemand is swak en iemand is baie sterk. Ons Vader wat in die hemel is, hy is daar en ek is nog nie. Daarom vra ek die een wat in die hemel is, wat van daar af regeer. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dan vra ons 'n paar goed, gee ons ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergeef het. Ons vra dan dat ons versorg word. Ons vra dat ons 'n vergewensgesindheid kan kweek, dat ons ander kan vergewe, want U het ons vergewe. En dan loof ons weer die Here met die slot van daardie gebed.
Wanneer Jesus dit vir sy disippels in Matteus 6 geleer het, het hy hulle geleer dat dit is die wyse hoe jy tot die Almagtige praat. En dis waar jy begin met lofprysing, verheerliking, dan met my behoeftes, en dan prys ek hom weer. Jesus sê vir sy disippels, tot nou toe het julle my alles gevra wat julle wou hê. Ek het dit gegee. Alles wat julle in behoeftes gehad het, kon ek vir julle gee, want ek was by julle. Ek was naby julle. Ek was die een wat daar was as julle dit nodig gehad het. Dink byvoorbeeld aan die vermeerdering van die brode. Hy vra vir hulle, wat gaan die mense eet wat hier by mekaar gekom het? Wat het julle by julle? Ons het nie genoeg kos nie. Ons het brode en vis. En nie vir so baie mense nie. Gee. Laat mense in groepe sit. Begin uitdeel. Ons deel uit. Ons deel uit. En ons deel uit. En almal het klaar geëet. Tel op. En tel op 12 mandjies vol. Wat doen die Vader? Jesus bid vir daardie voedsel, die voedsel word vermeerder, almal kry genoeg en die disippels word geleer dat die getal 12 beteken volmaak, volledig, eintlik volledig. 'n Oorvloed van volledigheid is in Jesus se hande. 'n Oorvloed van volledigheid is in sy hande. Wanneer soveel opgetel word, genoeg vir nog 'n maaltyd. En julle het net brood en vis gegee? Genoeg miskien vir julle 12? Nie vir die duisende nie. Daarom sê hy in die vers 23, en in hierdie dag sal julle my niks vra nie, want julle sal nie kan nie. Ek sal nie in julle fisiese midde wees nie. Ek sal van julle al weg wees. Maar julle is nie alleen nie. God is met jou. God is by julle. God is daar wanneer jy hom nodig het. Altyd. Waarlik Immanuel, God met ons. Want die trooster kom. En in daardie dag sê Jesus, tot nou toe het julle niks vir my gevra nie, in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang. En hy voeg vir hulle hierby, sy naam is iets. Want wat die volgende dag sou gebeur, daar voor die tempel en by die tempel, is 'n baie belangrike saak vir hierdie gebedssaak. En ek het dit al verduidelik, ek noem dit net vir die volledigheid. Wanneer die voorhangsel deur God geskeur word van bo na onder, word die werk van die hoëpriester beklemtoon. En eintlik 'n streep getrek deur wat hy tot nou toe gedoen het. Wat sy funksie was, en hoe dit net deur een hoëpriester vervul kon word. Die volmaakte een. Een wat nie nodig gehad het om vir homself versoening te doen nie. Die versoening wat bewerk is deur God self gedoen, en sy seun sonder sonde het die voorhangsel kom skeur, sodat daar net een hoëpriester oorgebly het, wat voor die Vader sal wees in sy teenwoordigheid. Ons voorspraak by die Vader is Jesus, die Christus. So wanneer hy aan die kruis sterf, roep uit, dit is volbring. Wat is volbring? Die versoening is bewerk. Die verhouding tussen God en mens is herstel. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, dis herstel. Jesus het dit volbring. Nou is daar weer 'n gebrokenheid wat herstel is. 'n Verhouding wat volledig is. In Christus Jesus kom ons nou neer en ons gaan op ons knieë. En ons buig voor die Here in gebed. En ons kan nie ons Vader bid en al die beginsels van die gebed wat vir ons gegee word. Ons kan in ons diepste benoudheid in gebed verkeer. En nou weet die Here met wie hy werk. Verdere openbaring wat deur
die apostel Paulus gegee word, is in Romeine 8 vers 26. Wanneer ons bid, is dit maklik om te verdwaal. Want hoe bid ons? Soms bid ons hard, dan kan ons hoor wat ons sê. Soms bid ons in ons gedagtes, dan kan ons gedagtes dwaal. Soms sukkel ons om aandag te behou op waarmee ons besig is. Soms vergeet ons vir wie om te bid. Soms is ons so besig met baie dinge, dat ons dagte die mekaar is, en ons 'n kort tydjie het vir gebed, en ons sukkel om af te skakel en te fokus. Romeine 8 vers 26 leer, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. En hy, vers 27, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wanneer die Vader sy Seun het wat vir ons intree, is die Trooster ons voorspraak wat ook intree. Want wanneer ons in ons swakheid deur die inwonende werk van die Heilige Gees toegerus word om te doen wat ons moet doen, word ons gelei om te doen wat ons moet doen, sodat ons kan bid waarvoor ons moet bid, en in die wyse waarop ons moet bid. En hier is die gawe van Christus, dat hy sy Gees gegee het, sodat ons dit kan kry, vir ons baie kosbaar. Het jy al beleef? Jy dink skielik aan iemand. En soms bel jy daardie persoon, en sê ek dink aan jou, is daar iets fout. En hoeveel keer het ons al gehoor, daar is iets fout. Daar is iets aan die gang. Daar het iets gebeur, nie noodwendig ernstig nie, soms wel. Het die Gees ons gelei? So wanneer ons 'n oortreding begaan, en ons ervaar ons gewete kla ons aan, het die Gees ons gelei? Verseker. Wanneer die Here met ons besig is, het ons baie keer gedagtes, wat na binne kom, van mense, aan wie ons moet dink. Vriende, familie, kennisse. En die Here plaas ons in 'n posisie om vir hulle te bid, vir hulle in te tree, by die Vader. Wanneer ons in gebed voor die Here verskyn, Jakobus 1 leer dat ons soms net nodig het om wysheid te kry. Here, wat moet ons doen? Ons is nie seker wat om te doen nie. Kom ons bid hieroor. Vra die Here om ons opnuut hierin te lei. Dalk 'n onstuimigheid wat ons lewe oorval. Dalk 'n onstuimigheid wat ons lewe oorval, en ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat om te doen nie, en ons is benoud, ons is bekommerd. Ons lees die volgende woorde in Filippense. Filippense 4. Om voor God te verkeer in gebed, en dan in jou besorgdheid, soos vers 6 sê, in Filippense 4, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Laat julle besorgdheid, dit waaroor jy bekommerd is, dit waaroor jy benoud is, dit wat ons pla, dit wat werklik op ons inwerk, en partykeer ons onstuimig maak, waar ons lewe partykeer deur 'n verskriklike tyd moet gaan. En ons weet nie wat om te doen nie. Vandag is een van daai moeilike dae. Here, hoe kom ek hier deur? Hoe gaan ek dit maak? Waar gaan ek heen? Moet oor niks besorgd wees nie, laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En wat doen die Here met dit? Wat doen hy met daardie gebed? Hy hoor dit aan. Hy luister. Hy weet wat ons nodig het nog voordat ons vra.
Matteus 6 vers 8. Omdat hy weet wat ons nodig het om voordat ons vra, kan hy alreeds antwoord nog voordat ons gevra het. Maar hy gee nie noodwendig altyd 'n antwoord voordat ons gevra het. Maar soms gee hy antwoord sonder dat ons gevra het. Maar hy gee 'n reaksie. En soms is dit nie nodig om nou 'n antwoord te kry nie. Want hy antwoord op sy tyd. En hy laat ons baie keer worstel deur 'n saak, want dit is wat ons nodig het. Wat laat die Here baie keer gebeur? Vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Sien die woorde? In Christus Jesus. Wanneer Christus Jesus sy gees vir ons gee, is ons in Christus gereddenis voor die Vader. Ons is begenadigd. En wanneer ons daardie gebed bid, dink ook aan Handelinge 4, gedeelte wat ons al baie hanteer het. Die apostels word gedreig met moord. Hulle word gedreig dat hulle vervolg sal word. Hou op om in die naam van Jesus te verkondig. Hulle stap daar weg uit die verhoor van die Joodse raad. Hulle kom by 'n vertrek waar hulle almal saam bid. Ons luister hulle gebed, 'n innige bekommerheid wat in hulle harte heers. Hulle bid, Here, gee ons vrymoedigheid om steeds te spreek. En hulle sluit daardie gebed af. Die gebou word geskit. En hulle stap daar uit. En hulle het vrymoedigheid. Waar kry hulle dit? Hulle het rustigheid, selfs teenoor die dreigemente. Waar kry hulle dit? Wanneer Christus deur sy apostel hier skrywe in Filippense 4 vers 7, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, dan word daar gepraat van 'n vrede wat niemand ken nie. Niemand anders kan gee nie. Niemand in hierdie wêreld bymekaar kan maak nie, net God alleen. En wanneer hy dit vir ons gee vir ons 'n kragtige rustigheid in ons gemoed, wat julle hart, julle binneste en julle sinne, julle gedagtes bewaar. Dis chaos in die buitekant, hier binne is ons kalm. Dis chaos in die wêreld rondom ons, maar hier binne is dit rustig. Kalm. 'n vrede van God, ten spyte van die chaos. Is dit nie hemels nie? Ja, dis 'n broesel van die hemel op die aarde. Hoekom doen die Here dit? Want ons is sy kinders. Hy het sy nabyheid vir ons gegee en hy noem vir sy disippels. Tot nou toe het hulle niks in my naam gevra nie. Dit wat julle in my naam vra, sal julle ontvang. Want Jesus tree vir hulle in. En sy gees maak hulle rustig. Want Vader en Seun en Heilige Gees is betrokke in ons welwese. En dis wat hy vir ons kom doen. Wanneer ons dus bid in sy naam, gaan dit nie oor 'n towerwoordjie nie. Dit gaan daaroor dat ek in Jesus gered is. In Jesus in gebed toe tot die Vader toetree. En in die naam van Jesus vra as die voorspraak by die Vader. Iemand skrywe dat Johannes Calvin oor die saak geskrywe het, dat wanneer ons Jesus se naam in die gebed voeg, in die naam van Jesus, kom sit ons Jesus voor hom neer, en ons het toegang tot die Vader. En in Jesus se teenwoordigheid het die Vader 'n oor vir ons. Want hy die voorhang sal laat skeer. Hoor dit. En hoor ook die waarskuwing, wanneer mense die naam van Jesus net gebruik, asof dit iets is waarmee jy kan speel. Vandag se moderne teologie, uit verskeie oorde, uit die Pinksterkant, aan die ander kant, selfs uit gereformeerde kringe is mense met die naam van Jesus besig, asof dit regtig 'n speletjie is. In die naam van Jesus word gesond.
Jy moet net bid in die naam van Jesus. Selfs bestraf daardie siekte in die naam van Jesus, asof dit 'n inwonende bose gees is. Die Bybel is vol daarvan dat Jesus gesê het, duiwel gaan uit. Daarom in die naam van Jesus word duiwels uitgedryf, vandag nog. Geen probleem. Maar word sy naam as 'n towerwoord gebruik? Hoe word sy naam gebruik? As God se seun. Ons weet hy het al die mag in die hemel en op die aarde, en daarom sit die duiwels, en hulle verlaat 'n besetende onmiddellik. Want hulle weet, hulle tyd raak al hoe minder. En hulle sal vernietig word op die laaste dag. Maar hulle is nog besig. In die lig van Openbaring 12. Hulle is nog besig. Maar hulle tyd raak baie min. Jesus sê die volgende woorde, nie elkeen, dis Matteus 7 vanaf vers 21. Koning. Matteus 7 vanaf vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, wat 'n dag is daardie dag? Die laaste dag. Baie sal in hierdie dag vir my sê, in hierdie gedeelte gaan juis oor profete, oor die profetiese woord wat gespreek word, so dit gaan eintlik oor leraars. Here het ons nie in die naam geprofeteer nie, en profeteer beteken letterlik gepreek nie, het ons nie in die naam geprofeteer nie, tweedens, het ons nie in die naam duiwels uitgedrywe nie, en in die naam baie kragte gedoen nie. Met ander woorde, was u naam nie op ons lippe, terwyl ons geprofeteer het nie? Was u naam nie op ons lippe, terwyl ons duiwels uitgedryf het nie, en selfs kragtig verrig het, en mense verbuister het? Was u naam nie op ons lippe nie? Ja, dit was. En dan sal ek aan hulle sê die Here Jesus in vers 23, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En dit sê een ding, die naam Jesus kan 'n afgodestelsel wees. Dit kan 'n vorm van afgodsbediening wees, wanneer ek van Jesus iets anders dink, as wat God hom geopenbaar het. Die naam Jesus kan 'n afgodsverskynsel wees, waar ek sy naam vereer, maar nie die God van daardie naam nie. Asof ek hom skei. En dis die gevaar van vandag se tyd. Mense hoef nie te glo nie, maar hulle kan Jesus se naam gebruik. Hulle bestraf die sonde, die siekte, die wat ook al. Want Jesus se naam is kragtig. Maar is hulle met geloof besig in Christus? Wanneer Jesus met sy disippels praat hy met hulle oor sy verhouding met hulle en hulle verhouding met hom. Wanneer ons dan bid in die naam van Jesus, gaan dit oor die saak van ons leef vanuit die Heilige Gees. En ons gebed word gekenmerk aan ons verhouding met Christus. En wanneer ons dan vandag vra enigiets in die naam van Jesus, want ons bid ons gebed en ons sluit af in die naam van Jesus, dan tree ons tot die Vader met dit wat ons gevra het. Innig in verhouding met Jesus, die Christus, ons verlosser. En hy sal verhoor soos hy wil. Wat verwag hy van my? Hy verwag dat ek in afhanklikheid van die Heilige Gees sal stil raak en leer wat moet ek bid. Vertrou wat moet ek bid. En in afhanklikheid voor die Here staan in gebed. Nie om hom te beveel wat hy moet doen nie. Nie 'n massa by mekaar te sleep en te sê, solank ek net 1000 is wat hierdie gebed bid, dan is ons kragtig voor die Here. Asof ons hom kan manipuleer met 'n massa. Of ons stuur 'n boodskap aan en sê, hier is ons gebed vir vandag. Moet asseblief nie die ketting breek nie, vee die boodskap uit. Die Here laat hom nie manipuleer nie. As hy nodig gehad het vir kragtige gebed, dan laat hy Elia bid, man alleen, en dit reën.
Jakobus skrywe, as iemand siek is, laat die ouderling kom, dat hy bid. Nie die hele raad nie, een ouderling. Ons het nie nodig vir 'n klomp mense nie. Ons kom as 'n klomp by mekaar vanaand, almal verenig saam in gebed, almal hoef nie te bid nie, maar laat ons bid, sonder ophou. Laat ons vertrou op die Here, sonder ophou. En laat ons dag vir dag aan ons gebede geken word, dat ons in verhouding leef tot hierdie almagtige God. En dit sal 'n illustrasie word van ons afhanklikheid. Dat ons altyd eers bid, voor ons doen. En laat die Here se wil, en dis wat ons in Romeine 8 leer, dat ons hoe langer hoe meer in sy wil geleer word, om te weet waarvoor ons moet bid, hoekom ons moet bid. Mag die Here ons troos, mag hy ons bemoedig, om te weet dat die Gees van God ons lei, en dat ons gebed 'n sigbare teken is, dat ons gelowig is, in Christus Jesus. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, U wat waarlik voorsien in alles, U voorsien in ons midde, wat ons nodig het elke dag. In die lig van die gebede wat opgeteken is in die skrif, bid ons ook vanaand, Here, dat U ons sal sien en sal aansien vir wie ons is, behoeftig. In baie gevalle selfs benoud. Benoud oor die Here, benoud oor die nabye toekoms, benoud oor gebeure wat rondom ons gebeur en ons nie seker is hoekom werk dit uit soos dit uitwerk nie. Gaan dit goed met U gemeente? Ons bid vir elke saak. U sien alles gebeur in die ope. Ons ken ten dele. Ons weet nie of ons alles reg doen nie. Ons bid dat U ons sal lei, om hoe langer hoe meer te bid vir reg doen voor U. En dat U ons in die hart sal tref, deur die Gees wat ons sal leer om te bid, waarvoor ons moet bid, sodat ons kan doen wat U van ons vra. U wat ons werklik laat groei op U eie manier. U wat ons deur beproewings help en elke huis deur beproewings lei. U wat mense deur hartseer neem, deur benoudheid, krisis, skrik, blydskap, vreugdes en elke emosie wat daarmee gepaard gaan. U wat ons deur harde werk bemoedig om aan te hou, deur tye van rus weer te laat laai. Ons bid dat U ons daaglikse brood aan ons sal voorsien, na ons fisiese behoeftes ook emosioneel. Soos dit ons leer in ons Vadergebed, bid ons ook vir vergewingsgesindheid onder mekaar. En vra Here dat U in hierdie dae, hoe langer hoe meer ook in ons binnekring van lidmate, vergewingsgesindheid onder mekaar sal kweek. Maar dit is onmoontlik om almal tevrede te stel, en waar ons wel hak, bid ons Here dat U elkeen van ons sal lei, om by die regte punt uit te kom, om in vrede met U te kan leef. U ken ons goed. U ken hierdie kudde en ook ander. Niks gaan by U verby nie, Here. Daarom bid ons nie tot U asof U dit nie sien nie. Ons vra dat U ons opnuut sal lei in U waarheid. Ons sal beskerm en ons sal bewaar van die bose. Want aan U kom toe die heerlikheid en die krag
tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen.